dat Lenro en Joanne Vergoutini na vore sal kom, en ook saam met hulle Alwyn en Annelie Hugo, asseblief. Julle kan maar vir my kyk, Lenro. Lenro, ek het uitgevind, Alwyn was jou matriek. Ja, hy het jou ontgroen. Was hy nice met jou? Ja, want ek kan nou besluit volgend hoe doop ek, jy weet, ek kan ook nasty wees. Skuif julle nader aan mekaar asseblief. Daar is hy. Vriende, ek wil graag met julle praat oor die betekenis van die doop. En die betekenis van die doop word so verduidelik dat dit nie ons is nie, dis God. Dis hy wat ons maak, hy is ons skepper, hy is die een wat ons op daai kleisteen plaas en dan vorm hy ons op die pottebakker se wiel. En dit is die getuienis van Dawid in Psalm 139 dat in die moederskoot van my ma het U my al geken. En al my lewensdae was toe al vir U opgeteken. En dit is die Here wat vanmôre uit al die geslagte saam, uit die wonderlike verbond vanmôre vir julle kom sê, dat julle kinders aan hom behoort. Hierdie kinders wat aan julle gegee word, geleen word, is die hemelsin. En die Here gee vir julle die voorreg om daardie kinders groot te maak namens die Here. In die Ou Testament maak God hierdie verbond met Abraham vas. Hy beloof aan hom dat hy die God van hom, sy nageslag en hulle geslagte sal wees. En elke een wat dan ook tot geloof in Christus kom, word deel van daardie nageslag in Galasiërs 3 vers 27, en dat ons dan ons kinders ook as gevolg daarvan in die geloofsverbond kan inbring en die Here doop hulle. Die Here sê vir hulle, hy is die Vader wat hulle liefhet, hy is die Seun wat vir hulle sondes gesterf het, en hy is die Heilige Gees wat hulle lei en hulle rig. So baie keer word die doop verkeerd verstaan, dat dit net 'n mooi handeling is. Ons het nou kinders, nou moet ons gaan doop. Dit is nie 'n worsmasjien hierdie nie. Dit is ook nie die geleentheid waar julle kinders hulle name kry nie. En dis ook nie, wel, dan voel jy sou nie vandag nou eers sy naam gekry het nie. En dis ook nie die geleentheid waar ons kinders gewaarborg of gevrywaar word van enige seer ooit in hulle lewe nie. Dit gaan by die doop oor God, wat hom aan hierdie kinders verbind. Oor die Here wat sê, ek stort my gawes op hulle uit. My testament word hulle sin. Hulle word erfgename van my. En eendag as julle kinders groot genoeg is en julle as ouers daai wonderlike rol vervul het van ouerskap, van geloofslewe, gaan julle kinders daai besluit neem om te sê, die Here is my rots, die Here is my vaste vesting, en daarom kies ek om hom te volg. So terwyl die kinders dan ingebring gaan word en na vorentoe gaan kom, gemeente, gaan ons so bly sit en ons sing saam die eerste vers van lied 292. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek sou ook my dammie uitgespoeg het. Julle as ouers, staan julle naby aan ma en pa, julle hoef nie ver te staan nie. Julle as ouers het nou gehoor wat die doop behels.
En ek gaan nou vra dat julle opreg die volgende vraag gaan antwoord. Ek gaan dit vanmôre 'n bietjie anders doen. Ek gaan die eerste vraag vra en dan gaan ek vra dat julle daarop sal antwoord. En dan gaan ek die tweede vraag stel en daarna die derde vraag, so in beurt gaan ek vir julle elke keer vra om te reageer. Die eerste vraag is, bely julle, hoewel ons kinders as sondaars in hierdie wêreld kom, en dat hulle daarom onder die oordeel van God staan, dat hulle nog steeds in Christus aan God behoort, en daarom ook as kinders en as lede van sy kerk gedoop mag word. Lenro, wat is jou antwoord? Joanne, Annelie, Alwyn? Die tweede vraag, aanvaar julle die woord van God as die ware en volkome leer van verlossing, en verwerp julle alle ander leringe wat hiermee in stryd is? Wat is julle antwoord? En dan die derde vraag, beloof julle om hierdie kinders van julle tot die beste van julle vermoë te onderrig, maar ook te laat onderrig? Lenro, Joanne, Annelie, Alwyn. Nou wil ek vra dat julle gaan omdraai en agter die doopbak kom staan. Al die kinders vanoggend, julle kan hier langs die kant gou kom staan. Agter die doopbak, nie agter die tafel nie. Waar is hy? Al die kinders, kom, waar is al die maatjies? Kom, ek staan gou hier voor. Skryf julle vir my in. Okay. Julle gaan hierdie ding nodig hê. Ja, sorry om dit te sê. Waar is daar nog maatjies? Kom gou. Kom staan gou almal hier voor. Nou, die mooiste simbool van doop het ek en Retsie beleef met een van ons seuns se dope. Gaan nie sê wat sy een van die twee nie. Maar die oggend toe ek en sy uit die banke opstaan om met ons seun vorentoe te stap, toe los hy 'n doek van die banke af tot daarvoor. En die dominee wat die doop toepas, is lief daarvoor om die kinders uit die ouers se hande te vat. En daai oggend het hy dadelik ons kind vir ons teruggegee. Nou die simbool daarvan is, julle, ons is maar altyd vuil. Ons het die Here se genade altyd nodig. Dit gaan nooit weg nie. Maar die Here kom vanmôre met die simbool van water. En hy kom was julle kinders se koppe met die simboliek van wat Jesus se bloed gedoen het. Dat Jesus nie net ons buitekante was nie, maar dat hy veral ons binnekant was. Want dit is wat ons nodig het om skoon te kom, om van hierdie sondige wêreld verlos te word. As julle jong kinders nou 'n bietjie nader wil kom staan, dan kan julle sien wat gebeur. So staan net so 'n bietjie daar uit die pad. Desmond, is die kamera daar? Ek weet nie waar moet ek staan nie. Is ek reg hier? Kom ons begin eers gou daarso by julle twee manne. Vilje, kom staan jy hierso? Vilje, Nicolaas, Hugo, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ons gaan dalk daai doek by julle moet leen. Is jy reg daar, Annelie? Nou is jou gel opgevoeter. Alwyn, George, Hugo, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom julle twee vir my nader. Moet hierdie naam reg kry. Ja, draai hom om. Jy het daai priester gesien, hy vat die baba dan dip hy hom so. Leonardus Stefanus Vergoetini.
Ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. So right. As hy nie huil by sy doop nie, het hy het nie aanvaar nie. Kom ons, jong mense, terwyl julle hier is, kom ons doen vir hulle as ouers 'n gebed. Kom ons maak ons oop. Here, dis besonder. Dis hemelse wonderwerke. Here, dat U vir ons met die verdeling van 2 klein selle kinders laat voortbring. Here, dat U ons 'n titel gee wat niemand ooit weer van ons kan wegvat nie. Ons word 'n ma, ons word 'n pa. Ons word ouers genoem. En ons eer U vanmôre daarvoor, dat ons in daardie groot genade mag leef, dat U ons Vader is, en dat U genade vir ons groot is, en dat ons vanmôre dan ook hier by die font van die doop kan staan, en kan beleef hoe groot daardie genade ook vir ons was. So Here, ek kom bid vir hulle as ouers, ek kom bid vir hulle kinders, dra vir hulle, rig hulle, lei hulle, tot eer en verheerliking van Jesus ons Here. Amen. Terwyl hulle hier staan, julle oukies, julle kan weer gaan sit, gaan die gemeente vir julle 'n lied tot seën sing, so kom staan hier voor, en vriende, ons sing dan, laat Heer seën op hul daal. As jy die vrymoedigheid het, steek die hand van seën uit. Julle is deel van Jesus. Laat Heer U seën op hul daal, U guns uit Sion hul bestraal, U wat beveel en dit geskied, wil Heer U seën oor hul gebied. Nou het al die ma's gedink, ek het van hulle vergeet. Ek het nie. As julle gou vir my net almal sal opstaan, as jy 'n vrou is, ten minste bo 18. So, staan asseblief vir ons oumas, tannies, mammas, staan net gou vir ons daar waar julle is, asseblief. Hentie? Sorry, jy moet nou in en uitskuif. Dankie dat ons vanmôre op 'n besonderse manier, al is dit nou maar net een keer 'n jaar op die wyse van 'n dankie sê, vir julle kan dankie sê. Dankie maas vir elke pleister wat julle plak, vir elke bekleierery wat julle moet deursien om die vrede te bewaar, vir elke heen en weer gereiery op die geduld van jou man, om die kinders op hulle plekke te kry, vir elke ouma wat vir haar kleinkinders bid, vir elke tannie wat aan haar niggies en neefies dink, en vir elke vrou in hierdie gemeente wat vir ons wys
dat ons partykeer ook 'n bietjie sagmoediger moet wees. Dit is regtig my gebed, dat julle hierdie dag saam met julle geliefdes sal vier en geniet, en ek hoop julle word bederf. Dit is tog immers jou dag, jy mag die voorstel maak vir 'n spitbraai, maar baie dankie vir alles wat julle vir ons doen. Ons sê nie altyd dankie nie, maar ek beloof vir julle, as dit nie vir my eie vroutjie was nie, weet ek nie waar sou ons gewees het nie. So ek wil graag vir julle as ouers, vir julle as maas, as vroumense in ons lewens, mag ek vir julle graag 'n gebed doen, daar waar julle staan, kom ons bid saam. Dierbare Here, U beskryf die vrou as 'n parel uit die see. U beskryf die deegsame vrou as die een wat getrou by U voete kom sit om van U te leer. U beskou die wyse vrou as die een wat vroegoggend al opstaan om vir haar huishouding te sorg en laat aand eers gaan slaap, om seker te maak dat almal warm klere aan het om te dra. Maar vanmôre, Vader, is dit dalk weer 'n versigtiging na ons as mans toe, om die opdrag uit Efesiërs 5 duidelik te hoor: mans, julle moet julle vrouens lief hê. So Here, vanmôre, as daar 'n ma hier is, of 'n vrou hier is, wat eensaam is, wat nie vanmôre by familie is nie, Here, kom bid ons dan, dat U hulle ook sal vashou, en dat ons ook as gemeente hulle waardeer. En dankie Here, dat ons sommer net ietsie kleins vir hulle kon gee, mag dit hulle dag opflikker, en mag dit ons dankbaarheid wys. Ons vra en ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Dankie julle. Julle kan vanmôre saam met my oopmaak by 2 teksversies. Ons gaan saam lees uit 1 Petrus hoofstuk 2. 1 Petrus 2. Ons gaan vers 18 tot 25 lees. En dan gaan ons 2 verse saam lees uit Matteus 5. En daar lees ons vers 10 en dan ook vers 11. Dis nog in die bergpredikasie, dis deel van die geseënd wees uitsprake. In 1 Petrus 2 vers 18 tot 25 en dan uit Matteus 5 vers 10 en 11. As die woord saam met my oop is, kom ons lees dan saam die woord van die Here. Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en vir julle so 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is vir ons die sondes dood. Is ons vir die sondes dood. En kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immer so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder
en na die bewaker van julle lewe. En as jy dan saam met my blaai, daar na Matteus 5, vers 10 en vers 11, dit sluit so aan by Petrus. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig, en vervolg, en valslik al wat sleg is, van julle sê. Dit is hoe die woord van die Here klink. Mag dit vanmôre aan jou hart kom vasgebind word deur die Gees. En mag die Here vanmôre ons ryklik daarin kom seën. Ek gaan vra dat ons sal staan vir die gebed. Dierbare Here Jesus, ons weet dat U die lydende dienskneg is. Ons weet, Vader, dat U vir Jesus op die Via Dolorosa geplaas het om verskriklike lyding deur te gaan. Om die lyding deur te gaan, Here, nie net van die liggaam nie, maar ook van totale verlatenheid, totale eensaamheid. En dat U dit gedoen het, sodat elke een van ons, o Here, nie net verlos sal word nie, maar dat elke een van ons ook daardie pad moet stap. Want Here, dit is wat U vanoggend vir ons leer. Dat ons vanmôre na U toe kom om te kom sterf van onsself. Dierbare Gees, kom vra dan ook dat U vanmôre die bytel en die hamer sal optel, dat U na die klippe van ons harte toe sal gaan, en dat U sal kom afkap, sodat U by die seer rou vleis kan uitkom, waar U kan werk. Here, kom breek die skanse en die mure van ons harte af. Kom praat met ons, U kinders, in Jesus se naam. Amen. Dankie gemeente. Gemeente, wat is die doel van pyn? Hoekom moet kinders van die Here partykeer swaar kry? Nou, dis nie 'n maklike vraag nie. Daar's nie 'n klinkklare antwoord van my kant af nie. Maar dit is iets wat ons vanmôre gaan probeer poog om te sê, dat ek en jy 'n bron van genesing word deur ons swaar kry. Nou, voordat ek vanmôre daaroor praat, wil ek daarom net 'n opmerking maak. Ek dink daar is 'n groot verskil tussen algemene seer, algemene swaar, en die swaar wat 'n kind van die Here beleef. Algemene swaar kry is die soort swaar kry wat almal van ons iewers op 'n stadium in ons lewens voel. Jy word siek, jy ly dalk 'n bietjie finansiëel, iemand vir wie jy baie lief is, gaan dood, jy hoor dat jy dalk afgelê sou word by die werk, wat ook al, dit is algemene swaar kry. Dis swaar kry wat die hele wêreld tref, wat elke persoon in hierdie ganse mensdom raak. En daai swaar kry, daai seer kry, is veroorsaak as gevolg van die sondeval. Dat ons na Adam en Eva, dat ons nou gedompel is in 'n skepping wat nie meer volmaak is nie. 'n Skepping wat beswadder is met die duiwel en met die leuns wat hy gebring het en met die mense val. En daarom kry die hele wêreld soms dieselfde soort swaar. Baie mense vandag is eensaam. Baie mense vandag is siek.
En dit gaan absoluut oor hierdie algemene swaar. Daar is wel 'n tweede soort swaar, wat ek en jy vanmôre moet bedink, en dit gaan so bietjie meer spesifiek oor kinders van die Here. En dalk meer spesifiek 'n konfronterende vraag, liewe vriende, is om vanmôre te vra, wanneer laas het jy seer gekry? Wanneer laas het jy lyding beleef, omdat jy opgestaan het vir die waarheid van Christus? Wanneer laas het jy by 'n punt gekom by mense, waar jy opgestaan het vir die waarheid van Christus, en vir mense gesê het, hierdie grappie wat nou vertel word, is teen dit wat ek glo. En hulle het jou uitgekruik en hulle het jou uitgelag. Wanneer laas het jy uit 'n gesprek uitgestap en vir mense gesê, die woorde of die manier hoe julle nou praat, strook nie met die geloof wat ek in my hart volg nie. Dis die soort swaar kry en lyding waarvan die skrif veral vanmôre met ons kom praat oor. Want daar is vanmôre een ding wat baie duidelik in jou lewe gehoor moet word, liewe vriende. As jy 'n kind van die Here Jesus is, as jy vanmôre in hom glo met alles in jou, dan sal jy vervolging beleef. Nie of nie, jy sal. As jy dit uiteindelik in jou lewe regkry, die moed bymekaar skraap, om daai bottel neer te sit, en te sê nooit weer nie, kyk hoe verlaat die mense jou. As jy uiteindelik dit reg kry om vir mense te sê, my hart behoort aan my Here, kyk hoe reageer mense op jou. Al word hierdie mooi storie vertel van 'n meisie wat by haar vriendin kuier. En die dag toe is dit nou 'n Sondagmiddag ete en die tannie vra vir die dogtertjie, hou jy van Brusselse spruite? En die meisiekind sê vir haar, ja tannie, ek hou baie van Brusselse spruite. En toe hulle klaar geëet het, toe sien die vrou, maar die meisie het nie haar Brusselse spruite geëet nie. En die tannie vra vir haar, my kind, ek dog dan jy hou van Brusselse spruite. En sy sê, tannie, ek hou baie van Brusselse spruite, net nie genoeg om dit te eet nie. En as ek en jy nou vanmôre hierdie beeldjie moet gebruik, is dit presies wat hier aangaan. Julle, ons glo genoeg in Jesus, om te weet dat liefde en genade en vrede en geregtigheid goed moet wees. Maar ons het nie die Here Jesus lief genoeg om dit toe te pas nie. Ons het nie die Here Jesus lief genoeg om mense reg te wys nie. En dan kom die mense na jou toe en sê hulle, maar dominee, ons mag nie oordeel nie. Dan sê ek, my vriend, jy lees nie die Bybel reg nie. Die Bybel van God, hierdie boek, is die mees konfronterende boek wat daar is. As hierdie boek vir jou en my die riglyne vir 'n regte lewe gee, dan is dit jou en my plig, dis jou en my taak om mekaar daarop te wys. Julle weet hoe lyk 'n tiener se kamer. As jy in iemand se huis instap, is dit baie tekenend. Hulle het hierdie posters, in die vroeë jare het ons altyd hierdie posters gehad teen ons mure van girls en ouens en karre en, sal nou nie sê wat nog nie, maar daai was die tekenende voorbeeld van 'n tiener gewees. Dis my idols. Dis wat ek volg, dis waarna ek strewe, ek wil soos hulle wees. En wat 'n voorbeeld wil ek en jy volg?
Weet as jy vanmôre 1 Petrus 2 lees, dan kom Petrus vanmôre met 'n nuwe prentjie na ons toe. En Petrus kom hou hierdie een prentjie hoog op, en hy sê vir ons, hierdie prentjie moet in jou huis hang. Hierdie prentjie moet jou idol wees, dit moet jou ikoon wees, dit moet jou mikpunt, jou doelwit wees. En wat is hierdie prentjie? Die prentjie van 'n man aan 'n kruis. Met 'n doringkroon op sy kop. Stikkend geslaan in hierdie wêreld. En dan sê Petrus, vanmôre so duidelik in vers 21, dis julle voorbeeld. Dis die voorbeeld wat julle moet volg. En daarom vriende, vanmôre baie duidelik uit die skrif, moet ek en jy vanmôre eerlik vir mekaar kom sê, dat Christendom nie beteken dat dit lekker is nie. As iemand vir jou daai idee gee, het hulle nie 'n klou waarvan hulle praat nie. Christendom is seer. Christendom is verdelend. Kinders van die Here moet bereid wees om daai prys te betaal. Dis Dietrich Bonhoeffer wat eendag gesê het, wanneer die Here Jesus jou roep, dan sê hy vir jou, kom hier, kom sterf. Die teken van geloof is die Here Jesus wat vir ons roep en sê, kom hier, kom sterf. Daar is hierdie ou wat 'n boek geskryf het, ek wil net by sy naam kom, Gerard Soerini. Gerard Soerini het 'n kort verhaal geskryf, die verhaal se naam was Moenie met jou laat mors nie. En hy vertel in hierdie verhaal van 2 huishoudings wat reg oorkant mekaar gebly het, en die een het nie die ander een se bones gelike nie. En daar kom kuier toe 'n vriendin by die een tannie, en sy vertel vir haar vriendin, hoe sleg hierdie mevrou Dortveld oorkant is. Sy is eintlik sommer net kommin. En nou vra die buurvrou vir haar, hoekom sê jy so? Sy sê, want ek het my braaipan aan haar geleen 2 weke terug, en ek het hom nou nog nie gekry nie. Nou die nuus moes toe nou aan mevrou Dorveld uitgelek het, want die volgende dag toe kom die 2 seuns van die ander vrou terug huis toe, hulle is by die skool pap geslaan, maar mevrou Dorveld se seuns het nie nonsens gevat van kinders wat oor hulle ma praat nie. En die volgende dag toe meneer Dorveld by sy huis uitstap, toe val hy in 'n gat met draadlemmetjies. Gelukkig het hy in die gat geval, want as hy nie in die gat geval het nie, het hy die draad afgetrap wat sy kar se bom sou afsit. En iemand anders trap toe die bom af, en een van sy mense wat by hom hier in die woonstel ontplof toe. En die volgende dag, toe begin hulle mortiere op mekaar af te skiet, en die ander gesin besluit toe ons gaan hierdie saak besleg, en hulle kry ergens 'n atoombom en daar gooi hulle hom. En nou vertel Swerensky aan die einde van hierdie storie, hy sê, ons is nou almal dood natuurlik. Die straat waarin ons gebly het bestaan nie meer nie. Die dorp waarin ons gebly het is ook nie meer daar nie, almal in die dorp is nou dood as gevolg van die bom, maar gelukkig het ons vir onsself opgestaan. Gelukkig het ons gesê, jy laat nie met my mors nie. Jy weet gemeente, die koste van Christendom sal die duurste en die moeilikste koste wees wat jy ooit sal betaal. Want die beeld wat Petrus vanmôre vir ons gebruik, is dat hy kom sê vir hierdie diensknegte, julle moet altyd eerbaar wees. Al is julle eienaars onregverdig. Julle moet altyd met vrede optree, al is daar nie vrede nie. Julle moet altyd bereid wees om agter die kruis van Jesus aan te loop. Is dit nie terloops die koste van disippelskap? Wat Jesus aan sy disippels leer in Matteus 16 nie. Elke een wat agter my wil aanloop, moet bereid wees om sy kruis op te tel. En hy moet agter my aanloop.
Sommige net so terloops van nog 'n storie. 2 Joodse manne het ook elkeen 'n winkeltjie besit wat oorkant mekaar was. En julle weet nou, 'n Jood kan baie jaloers word op 'n ander Jood, veral as dit met die ander Jood beter gaan. En so het hierdie 2 mekaar die hele tyd vergelyk. Dan is hierdie ou se besigheid vandag beter en môre dan doen die ander Jood iets anders en dan trek hy nou weer 'n bietjie meer klante. So hulle was die hele tyd afgunstig op mekaar en eendag toe besoek 'n engel een van hierdie 2 Jode en die engel sê vir hom: "Meneer, ek sal vandag vir jou enigiets gee wat jy wil hê. As dit rykdom is, sê dit vir my. As dit wysheid is, sê dit vir my. As dit welstand of goeie geluk is, sê dit vir my, maar hierso is jou catch. Alles wat jy kry, gaan jou buurman oorkant jou 2 keer soveel van kry. So, as jy vandag vir my vra vir R20,000, moet jy net weet, jou Jood aan die oorkant gaan R40,000 hê." En toe dink die Jood vir 'n rukkie, en toe sê hy vir die engel: "Gee my asseblief 1 blinde oog." Die koste van genade is partykeer so groot. En dalk is hierdie vanmôre die kruks van 'n vraag waar ek en jy aan moet antwoord. As jy vandag aangekla sou word omdat jy 'n Christen is, en jy verskyn in die hof, sal daar genoeg bewyse teen jou wees? Ons glo in al hierdie dinge wat die woord vir ons sê. Maar ons is nie bereid om dit te doen nie. Lyding en swaar kry vir 'n kind van die Here is deel van jou geloof. Dit gaan beteken dat mense hulle van jou af gaan wegtrek. Dit gaan beteken dat ander nie van jou sal hou. En hulle gaan snaakse en lelike goed van jou sê. Ons het 'n professor gehad, Prof Gert, hy het vir ons Nuwe Testament gegee. Ek dink nie daar was 'n man met 'n reiner hart gewees nie. Hy was net hierdie ongelooflike mens. En eendag toe sê een van ons klaspelle vir ons: "Eeg, Prof Gert is so heilig, hy moet net aan die aarde vashou, anders val hy hemel toe," jy weet. En mense sê sulke goed. En dan wonder ek so by myself, liewe gemeente, is dit so sleg as mense dit van jou sê? Dit herinner my aan Petrus en Johannes voor die Joodse raad, waar hulle vir die raad vra: "Sê vir ons, aan wie moet ons gehoorsaam wees, broers? Moet ons aan julle gehoorsaam wees en stil bly oor Jesus? Of moet ons gehoorsaam wees aan ons Vader?" En as daar een versie vanmôre is wat jou wêreld sal rok, is dit Galasiërs 1 vers 10. Waar Paulus sê: "As ek nog 'n dienaar van mense was, dan sou ek geen kind van die Here wees nie." Hoekom kry ons baie keer swaar? Nie omdat dit algeheel vir almal uitgedeel word nie. Maar swaar kry omdat ek en jy die regte ding doen. Swaar kry omdat ons opstaan vir die naam van Christus. Swaar kry omdat ek en jy nie bereid is om deur die wêreld geoordeel te word nie, maar eerder eendag voor God sal staan, want hy gaan my oordeel. Moet jou en my prentjie verander van swaar kry. Want kinders wat vir Jesus volg, stap saam met hom hulle eie Via Dolorosa. Hulle stap hulle eie pad na hulle eie kruisiging toe. Sodat Paulus ook kan sê, ek is nou dood vir hierdie wêreld. En hierdie wêreld is nou dood vir my. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Dierbare Here Jesus, ek staan vanmôre so skuldig voor U.
Want so baie keer kies ek hierdie pad van die wêreld. So baie keer kompromeer ek my geloof. En ek kan dit verduidelik. Ek kan die regte soort antwoorde in my kop vir myself daarvoor verklaar. Maar Here, vanmôre voor U is ek bloot en ek is oopgestroop. Ek kan nie voor U maskers hê nie. En ons kom vra vanmôre, Vader, as gemeente, dat U vir ons sal help hiermee. Dat ons eie sondigheid sal los, en dat ons die wee van die hemel sal optel, en sal lewe soos wat U van ons vra. Here, ons het U nodig om dit reg te kry. Ons kan nie self nie. Gee dan die Gees se krag om ons daarmee te help. Ons vra dit, ons bid dit, in Jesus se naam. Amen.